Ons Vader in die hemele, laat U naam geheilig word. U is God wat sit op die hemeltroon, maar U is ook Skepper God. God wat alles gemaak het. Here, dan sê die woord ook vir ons dat niks is sonder U geskep nie. U was reeds by die skepping van die wêreld daar. Hemelvader, Here Jesus, dankie vir die voorreg dat ons vanmôre hier kan saam wees. Here, ons bid dat U deur die woord met ons praat, dat U ons meer en meer ontvanklik maak in hierdie diens. Maar ek bid ook, Here, dat hierdie diens sal voortgaan wanneer die klok lui. Wanneer die einde aanbreek, wanneer ons by die deur uitstap, wanneer ons begin met lekker gesels oor die week en 'n koppie tee drink, wanneer ons by die vuurtjie sit vanmiddag of by 'n ete aanskuif of al eet ons net 'n broodjie, dat dit daar sal voortgaan. Ek bid dat hierdie diens voort sal gaan wanneer ons vanmiddag 'n bietjie rus of 'n entjie rustig raak. Vanaand sien hoe die son sak, wanneer die naweek ten einde loop, wanneer ons begin dink oor die week, bid ons dat hierdie diens sal voortgaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek wil in ons denke, in ons geloofsoog, in ons Christen verbeelding, noem dit soos jy wil ek hier na 'n paar plekke neem, 'n paar stasies. En die eerste daarvan is hier in die begin van Genesis. Die van julle wat wil saam lees is welkom, maar vanmôre is een van daai dienste wat jy jou Bybel kan los en 'n bietjie luister. Ek lees vir ons in Genesis 2, daarvan in vers 1. Die hemel en die aarde, of die hemel en alles daarin, lees ek nou sommer aarde in, skus. Die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingwerk, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingwerk, of skepingswerk, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit is dan die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Vriende, ou Adam en Eva, of sal ons eerder sê nuwe Adam en Eva, hierdie pas geskape nuwe wesetjies, in die wonderlike glorie van voor die sondeval nog, beleef daai oggend so in hulle pyjama pakkie toestand wat hulle nog eers besef hulle in is nie, beleef hulle hierdie wonder van die son wat opkom, die klere wat verander. Ek wonder wat tussen hulle gebeur het. Adam wat vir Eva sê, Eva, kyk hier, kyk wat hier gebeur. Kyk net, kyk hier die lig, hoe verander dit. Kyk hoe mooi dit is. Dis dan die eerste dag van hulle lewens, van hulle bestaan, volgens die skepingsverhaal in Genesis 2, 1 en 2. Hulle eerste dag. En hulle eerste dag is bedoel om stil te raak binne in hierdie skepping en in verwondering rondom hierdie skepping wat God gemaak het, hierdie nuwe hemel, nuwe aarde wat hy geskep het. Vriende, ek dink nie dit sou vir hulle baie moeilik gewees het nie, want hulle was mos nou in 'n verkenningsplek, in 'n plek waar hulle vir die eerste keer goed sien. Dis wanneer mens na 'n dorp toe trek vir die eerste keer daar inry, en dis amper 'n aanslag op jou sintuie. Daar's te veel goed. As jy vir iemand in die huis vra, het jy daai ding gesien? Nee, nog glad nie gesien nie. Daar's te veel om te sien. Dis of alles anders is. En dit vat so 'n hele tydjie om dit gewoon te raak. Iets daarvan by Adam en Eva die eerste dag.
Dan wil ek hier na 'n volgende plek in die ontwikkeling van die Ou Testament vat. Dis baie jare later. Die volk Israel het nou al 'n volk geword. En ek vat hier daar na Moses toe, waar Moses met die volk besig is. En ek vat hier na Deuteronomium 5 toe. Deuteronomium 5 is een van die hoofstukke waar die wet ook gegee word, waar Moses die volk bymekaar roep en dan vir hulle sê, Israeliete, luister na die voorskrifte. En baie van die voorskrifte is net een reeltjie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie. Dit is net een reeltjie vir die hele opdrag. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen ander getuig nie. Al hierdie goed is een reeltjie. Maar net voor dit, hier vers 12 tot vers 15, is daar 'n hele klomp sinne wat aan een reeltjie gegee word. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Nou 'n paar van die weergawe van die wet stop daar. Maar hier in Deuteronomium 5 is daar ekstra vers bygesit. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was. En dat die Here jou God deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Jy moet die Sabbatdag heilig hou. Jy moet daaraan dink in die Sabbatdag. Maar ook in jou lewe rondom die rede vir die Sabbatdag. Dis wat hierdie sin kom sê. Broers, susters, dink daaraan, julle was slawe. Julle was slawe in Egipte gewees. Julle was in slawerny. En God, die Here jou God, het deur sy groot krag en met magtige dade julle daaruit bevry. Daarom het die Here jou God julle beveel om die Sabbatdag te onderhou. Wat is die rede vir die Sabbatdag? God se wonderlike groot dade. God het met magtige dade jou uit die slawerny bevry en daarom beveel hy jou. Voor die Jode hierdie land ingaan, hierdie nuwe land, na die 40 jaar in die woestyn, kry hulle weer hierdie opdrag. Julle sal geken word aan die feit dat een van julle dae in die week, julle program, julle kalender, julle rooster, julle lewensritme, julle sal geken word as die volk wat een van die dae van die week stop. Een van die dae in hierdie beloofde land sal julle geken word as die volk wat mos een keer 'n dag net stop. En as ons deur die eeue dink, as ons vandag oor Jode dink, as jy oor Jode begin praat, wat was Jode se getuienis deur die eeue tot vandag toe? Die een ding waaroor ons spot is geldgrappies, want Jode maak altyd geld. Daar was in elke dorpie 'n Jood en die Jood het geld gemaak en die Jood het ryk geraak. So ons spot daaroor. Maar sodra jy met mense begin praat wat die Jode geken het as vriende, dan begin vertel hulle jou van, jy weet ek het Joodse vriende en elke Vrydag aand, die familie saam, daardie waarde, daardie ritme in hulle lewens, die Shabbat wat die Jode vier en al die gebruike wat die Jode deur die eeue daar ingebring het en hoe dit sentraal geraak het in hulle hele lewenswyse. Die teken dat julle bevry is uit julle slawerny, julle is vry, wys dit. Wys julle vryheid voor julle in hierdie beloofde land ingaan. Vriende, dis hulle anders wees. Dis hulle getuienis. Ek wonder, hoe lyk Christene se getuienis? As mense na ons kyk, waar lê ons? Ek weet in ons gemoed en in ons denke, dink ons is dan so bietjie beter as die wêreld.
voor ek uit Dandie weg is, so 'n jaar of 2 voor dit, toe het een van die dominees van Newcastle 'n boek gelees wat ouens 'n groot steekproef gemaak het in die samelewing, en dis Christenouens wat dit gedoen het. Hulle het 'n klompie mense wat met Christendom niks te doen wil hê nie, wat absoluut heidens leef en dit erken, sê ons wil nie geloof doen nie. Hulle gaan vat as 'n steekproef en dan dieselfde hoeveelheid Christene. En dan het hulle vir almal se lewens getoets aan 'n klomp goed. Hoeveel egskeidings, hoeveel sekere goed sou mense vir hulle gesê het, maar hulle doen dit, hoeveel goeie gebruike, hoeveel slegte gebruike. Die hartseer gevolg van daardie boek is, die twee is amper gelyk, Christene is so 'n bietjie swakker as die wêreld. Ons het 'n klein bietjie meer skei sake. Ons het 'n klein bietjie meer buiteegtelike verhoudings. Daar's 'n klein bietjie meer goed wat skade doen. Kinders en ouers se verhoudings is 'n klein bietjie swakker as die wêreld se. En hierdie ouens wou gaan kyk op grond van hierdie premis wat ons sê, hierdie ding wat ons sê, maar ons is dan in die kerk. Ons lewens lyk dan beter as die wêreld se. En Dominee spreek dat die spoegspad hiervoor van die wêreld daar buite in die sondige wêreld. Daai boek het die skokkende gevolg gebring. Eerstens het ons nie beter gedoen as die wêreld nie, om die waarheid te sê, klein hoeveelhede persentasiepuntjies swakker as die wêreld op 'n hele klompie goed. So vriende, ons lewens lyk nie anders as die wêreld se nie. Ons moet ophou om onsself te kil. Hoe dink ons oor Sabbat? Hoe lyk ons lewens en ons dagboek as dit kom by ons lewensritmes? Is daar een dag waarin ons meetbaar minder doen? Dis 'n dom ding om te doen, want in die wêreld waarin ons leef, en ek dink die wêreld wat ons glo, die filosofie wat ons eintlik najag in ons lewensritmes is nie 'n Christen filosofie nie. Dis die huidige filosofie van die wêreld wat sê effektiwiteit, doelgerigtheid, prakties, al hierdie goedjies. So in die wêreld se oë is hierdie een dag wat jy nou stop, dis oneffektief. Dis heeltemal onproduktief en dis useless. Maar vir 'n teoloog, iemand wat dink oor God, oor ons verhouding met God en oor ons getuienis as Christene, is die waarde van enkelvoudig by God gaan stop, saam met God wees en niks doen nie. Dis die hart van Christendom. Dis die hart van Christen wees. Tyd by God. En jy kan dit maar toets aan die woord. Daar's 'n klomp opdragte. Laat julle denke vernuwe. Hoe gebeur dit? Net deur te sê ek is 'n Christen of net jou naam in 'n boek te skryf by 'n kerk? Beslis nie. Dis net tyd by God wat mens innerlik denke vernuwe. Tyd in die woord, tyd saam met God, tyd in gebed. Enkelvoudig alleen. Vriende, as ons by die Sabbat vir 'n oomblik moet kom stil staan en uiteindelik verstaan dat ons lewensritme eintlik deur God bedoel is om hier rondom te draai, dat die betekenis van die Sabbat eintlik op iets baie groter wys. Dit bring 'n betekenis dat God die middelpunt, die kern is. Dit bring 'n verstaan van ek gaan terug na God wat die wêreld geskep het. Ek erken vir God as die een wat in beheer is. Die gevaar is, as ons by Sabbat kom en daar begin praat, natuurlik nou 'n wettigheid rondom Sabbat. En ek kry baie keer die idee, mense besluit om Sabbat te begin doen, en dan wat hulle die meeste doen is nie die Sabbat as sulks vier of hou nie, of dit reg kry nie, want dit is 'n proses, en die oomblik as jy jou toewyding aan daardie proses stop, dan begin jy vinnig weer teruggaan in ou ritmes in. Ek kry die mense doen meer dan beklei met almal om hulle, omdat hulle nie Sabbat hou nie. Beklei om almal te oortuig dat hulle moet Sabbat begin hou. Ek het 'n vriend, sy suster is oorsee en sy het by 'n kerk betrokke geraak, en toe begin hulle nou Sabbat, maar ook sommer die Vrydag Sabbat, nie eers die Christen manier wat
gesê het, ja, die Jode het 'n gebruik om 1 keer 'n week en hulle die 7de dag, en die 7de dag is dan die Vrydag, maar Christus is gekruisig op die Vrydag en hy het opgestaan op die Sondag, en toe skuif dit spontaan in die geskiedenis na die Sondag, die opstandingsdag toe, dat dit ons Sabbat sal wees. En Paulus sê in Romeine, maar vir een is dit een dag, vir die ander is dit 'n ander dag, dit maak nie saak nie, die beginsel maak saak. Vir een is elke dag heilig, vir ander, so die beginsel is gegee vir die doel wat God wil hê dit moet ons lewens bereik. So vriende, die hele redenasie rondom dit moet Vrydag wees, dis nonsens. Christendom het spontaan geskuif na die opstandingsdag toe, want dis die dag wat ons vier, dis ons verlossingsdag. Nie die kruis nie, die kruis is belangrik, want daar het God oorwin, maar die kruis is eers bevestig op die Sondag en op die opstanding. En die Sabbat beteken letterlik in die Hebreëse woord, Shabbat beteken stop, of om te stop. En ek kom preek dit nou weer 'n keer vir u, want julle doen dit nie. Julle doen dit nie. Ons kan net stop as ons eers gou-gou klaarmaak waarmee ons besig is. Ons kan net stop as ons eers net hierdie punt bereik het. Gaan jy Sabbat hou? Nee, ek kan nie nou nie. Ek het 'n deadline oor 16 weke. Ek moet net, as ek daar verby is, dan sal ek. Vriende, al daai gedagtes is anti-Sabbat, want ons moet altyd eers nog een ding of twee goed, of hierdie ding, of hierdie projek, of hierdie ding. Sabbat beteken, as die tyd aangebreek het die tyd aangebreek. As ek my commit daartoe, dan vertrou ek in die Here om soveel gedoen te kry tot en met daardie tyd. En vir baie mense moet ons sê, as jy dan soveel moes werk, moet jy dan nie nou maar die Saterdag aand braaitjie los, as jy en al die kuier Vrydag aand en die Saterdag aand, as jy nou soveel werk nog gehad het, en al daai dinge, en daai goed dan wat klaarmaak in die 6 dae wat jy moes werk, sodat jy kan breek en kan afsonder. Ek wil so 'n bietjie hier in Matteus 6 'n draai gaan maak. Matteus 6, daar vanaf vers 25. Dis deel van die bergpredikasie, dis deel van daai bekende gedeeltes waar die Here praat oor die sorge van die lewe. Daarom moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Is die lewe, die fisies net lewe, is dit nie belangriker as wat jy aan het nie? Is die feit dat jy lewe vandag, is dit nie belangriker as jou doelwitte en as die kos wat jy eet? Vier ons nog, dink ons nog heeltemal enigstens daaroor dat die feit dat ek vandag lewe het, die feit dat ek hier is, die feit dat ek asemhaal, die feit dat ek hierdie geskenk ontvang het, is lewe nie belangriker as kos en die liggaam belangriker as klere nie. Klere sê oor die hoe ek dit doen. Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie, hulle maak nie 'n skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 'n enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op die groei van die let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie. Vriende, wanneer ons die Sabbat ingaan, dan kom aanvaar ons, eintlik dan kom reset ons. Hier's 'n geloofstap wat mense nie besef nie. Mense hoor net, ag, die ou dominee, nou kan jy maar 'n klomp woorde voor dominee sit, beskrywende vloekwoorde, as jy wil. Hy het alweer gepraat oor, nou moet ek gaan stop, nou moet ek gaan, Sabbat, irriteer my. Mens kan nie so sleg wees nie. Sabbat gaan nie daaroor nie. Sabbat gaan oor 'n recalibrate. Sabbat gaan oor 'n heroriënteer. Sabbat gaan oor 'n weer jou waardes reg kry, om net te gaan stop en te sê, God is God,
God is God. En ek, sy skepsel, sy skepping. Hy het my gemaak. Vriende, in Sabbat is baie hiervan. Om terug te gaan om te sê, ek is geskep, die wêreld werk van sy begin tot nou toe nog baie goed, as ek nie besig is om die wêreld se slinger te draai nie. As ek nie besig is om te dink die wêreld gaan om en om, omdat ek so hard werk nie. God regeer in my lewe. Ek stop. Ek aanvaar my limite en daarmee kom aanvaar ek my menslikheid. Ek is 'n skepping. Ek is 'n biologiese, fisiese wese. Ek haal asem. Ek het suurstof nodig, ek het energie nodig, ek het kos nodig. Ek het nodig dat my liggaam goed funksioneer. Ek het 'n liggaam met 'n klomp goed wat besig is om verouder en swakker en beter te raak. Alles terselfdertyd. Ek eet miskien nou 'n bietjie meer gesond as wat ek gedoen het, maar aan die ander kant is daai nou weer swakker. Maar om realisties te raak oor waar is ek, wie is ek? Hierdie lyf kan nie oneindig aangaan nie. Hierdie is nie 'n masjien nie. Hierdie is 'n brose wese. En vriende, hoor my lied, ek is weekliks by hospitale. Net die regte 3 goedjies moet gebeur. Jy moet net in die regte verkouetjie wees, dat dan net iets saam met dit gebeur, en dan in die hospitaal kry jy die derde ding, dan lê jou lewe op 'n mespunt. Dan is daar ure wat ons letterlik wonder, gaan hierdie gesonde 30-jarige môreoggend die lig sien? Gaan hy hierdie 18-jarige oorleef? Jy moet net 'n bietjie van 'n verkoue hê. Jy's 17 jaar oud, jy het 'n verkoue, maar dis 'n ou ligte enetjie, net so 'n bietjie. En gaan rugby oefen, dis al wat jy hoef te doen. As dit die regte dag is, dan kry jy 'n kiem in jou hartspier en ons begrawe jou volgende week. Het jy geweet as jy op 17 'n hartaanval kry, gaan jy dit nooit oorleef nie. Bitter min kinders oorleef 'n hartaanval. Weet jy hoekom? Want jou hartspiere is nog so sterk dat die oomblik as daai hartaanval gebeur, dan ruk jou hart homself uitmekaar uit. Maar dieselfde ou wat op 40 of op 50 dieselfde of 3 keer so groot hartaanval kry, oorleef dit. Hoekom? Want sy hartspiere het al so gedegenereer. Dis nie meer 'n 17-jarige se hart nie. Die hart kry nie so seer as toe nie. Vriende, die kleinste balans kan afwees en net die regte frekwensie van goed. Jy gaan hospitaal toe want jy het jou gewrig gebreek. Jy sit daar, volgende oomblik kry jy 'n kiem daar en is 'n weerstandige kiem. En die volgende paar jaar veg ons om hierdie kiem dood te kry in jou longe. Al hierdie goed bestaan. Sabbat is 'n reset, 'n terugbring na ek is broos. Ek is nie die antwoord nie. Dis 'n geloofsvertroue, 'n stap in geloofsvertroue van Here, ek het nog bitter baie werk. Here, ek het regtig alles gedoen wat ek moes. En dis ook nou nie 'n wet van regtig as jy 'n deadline môre, dan kom jy daar en jy sê, weet wat, ek het dit nou nie gedoen nie, want dis nie waaroor dit gaan nie. Dis nie om uit goedheid te kom omdat jy lui is nie. Daar gaan geleenthede wees wanneer jy swat, maar daar nie 'n manier is wat jy vandag nou kan stop nie. Maar die student wat stop in hulle ritme inbou, is 'n baie beter student en 'n baie gesonder student en 'n student wat op die ouend baie beter doen, want hulle swat oor 'n langer tyd, hulle kram nie net die laaste dag nie. Maar daar gaan tye wees wanneer die werk soveel is en wat jy nie kan nie. Maar hierdie gaan oor weekliks. Dat ons weekliks daarvoor nee sê, weekliks dink ons is te besig. Vriende, so die eerste stap is om fisies net vir onsself te sê, die tyd het aangebreek en ek stop. Ek stop nou. Ek wil hê jy moet gou jou oë toemaak. Kom ons oefen dit gou vir 'n minuut of 2. Baie van julle sit daar, julle kry koud. Ek wil vra, skuif net gemaklik asseblief, want rus
en rustig raak is deel daarvan. Skuif net gemaklik. As jy ongemaklik sit, jy het toestemming om gou net te skuif. As jou plekkie warm is, skuif net op dieselfde plek terug. Sit jou voete gemaklik, maak jou oë toe en ek wil vra jou hande laat lê dit op jou skoot. Handpalms ondertoe of palms boontoe, net soos vir jou gemaklik is. Lê net en dan haal jy net saam met my diep asem. En dan raak jy net bewus van die feit dat waar jy nou is, waar jy in hierdie dag is, waar jy in jou liggaam is, hoe jy nou voel. En dan beleef jy net die volgende oomblik of 2. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Bedaar en erken dat ek God is. Kan die oë oopmaak. Vriende, die tweede deeltjie en ek gaan gou terug daar na Genesis toe. Die van julle wil weet wat ek nou gelees het, was Psalm 46 vers 10, 11 daar rond. Ek gaan gou terug na Genesis 2 toe. Die hemel en die aarde en alles daarin is voltooi. Die aarde en alles daarop. Op die 7de dag was God reeds klaar met sy skepingswerk of met die skepingswerk en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rusdag geheilig. Vriende, waarvan rus ek op hierdie dag wat ek nou stop, wat ek nou ophou werk, wat ek nou ophou deadlines jaag en ophou perform? Waarvan rus ek? Ek rus van my werk, my fisiese inkomste werk, maar ook die tweede en die derde werk wat ek doen vir fisiese inkomste. Ek rus van fisiese uitputting. Ek rus van gejaagdheid. Baie mense stop nooit nie. Baie mense laat hulle self nooit toe nie, hulle dwing hulle self nooit om van hierdie gejaagdheid te stop nie, want hulle dink as hulle dit doen op een of ander manier, is hulle nie meer getrou nie, of is hulle nie meer toegewyd nie, of is hulle nie meer committed nie. So ek moet myself doodjaag tot in daai vroeë hartaanval, want Sabbat is juis om die gejaagdheid te stop, dis om die ritme te breek, dis om die momentum te breek. Vriende, dis om die slawerny waarvan ons deel is, te breek. Ek stop om te multitask. Ek stop hierdie kompetisie met almal waarmee ek besig is. Ek stop dit vandag. Ek stop kommer en bekommernis. Ek neem 'n besluit om kommer en bekommernis te stop en te rus daarvan. Ek stop die verpligting tot besluitneming nou. Ek gaan nie daai besluit vandag neem nie. Dis Sabbat, ek rus. Ek stop die opvang van taakies waarmee ek agter geraak het. Want baie mense sê, nee, ek hou Sabbat. Wat doen jy? Nee, ek doen net gou, ek
Ek stop dit. Ek stop van praat. Daar moet Sabbat te kom wat jy in stilte ingaan. Stilte doen ontsettend baie vir die geloof. Dit bewaar die vuur in ons. Dit bring 'n nuwe verstaan. Dit bring 'n nuwe kommunikasie. Dis 'n ander preek, maar daar's 'n klomp goed wat ons oor stilte en stil word kan begin sê. So ek hou op praat. Ek hou op met tegnologie. Sabbat kan nie so lyk nie. Die studies is al meer besig om te wys hoe hierdie ding besig is om ons totaal nou te vernietig. Hoor mooi, dit is totaal nou besig om ons te vernietig. Hoe dit kinders se ontwikkeling belemmer. Hoe van die juffrouens in die kerk vir ons begin sê, hulle moet kinders leer om met 'n skerp te knip, want kinders speel nie meer nie, hulle knip nie meer by die huis nie, hulle moet kinders se linker en regterhand, daai koördinasie verdwyn, totaal nou. So jy stop met tegnologie, jy stop met rekenaars, jy stop met TV, want ons gaan nou in 'n respek vir ons menslikheid as die beeld van God in. Vriende, die derde ding van Sabbat is 'n stukkie vreugde vind. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Die Here het vir jou 5 sintuie gegee. Gaan voel weer hoe dit voel om jou hande onder warm water in te druk en gaan voel hoe dit voel om 'n lekker bad te vat. Gaan stap weer in die koue, laat jou asem begin wolkies blaas. Gee vir hierdie dag kans dat jy kan voel. Dat jy kan vreugde vind deur jou voel. Deur jou hoor. Gaan luister weer, luister na die natuur, luister na jou kinders se gelag. Gaan kyk weer, gaan proe weer, en gaan ruik weer opnuut en vind vreugde daaraan. Hoeveel sleg is nie daarin dat ons nie tyd het om die goed te geniet wat ons so hard voor gewerk het nie. Ek staan 'n tyd terug, klompie jare terug, by 'n ou in Durban, hy het 'n koffieroostery en alles, en hy sê vir my hoe verskriklik koffiemasjiene se pryse opgegaan het. En hy sê, weet jy wat, dis net een rede. Ek sê wat? Jappies. Hy sê jappies is die rede daarvoor. Ek sê wat bedoel jy? Hy sê hierdie ouens werk so hard. En dis die nuutste ding, jy moet 'n goeie koffiemasjien hê. Dan kom koop hulle hierdie koffiemasjien. Gerard, hulle weet nie eers om hom te werk nie, want hulle het nie tyd om vir hulle 'n goeie koppie koffie in hom te maak nie. Maar daai blinkmasjien moet daar staan, R14,000. Hulle is nou al so 23. Ek weet, ek kyk mooi. Ek wil een van die dae vir my inkoop. Maar ek sê jappie nie, ek gaan hom gebruik, beloof. Punt is net, gaan maak net vir jou koppie in jou nuwe masjien asseblief. Gaan stap om hierdie huis waarvoor jy so gewerk het en sê dankie. Moenie al die foute sien nie. Los dit vir die Here. Sê vir hom dankie vir die huis. Gaan sit 'n slag op jou huis se stoep. Gaan kyk bietjie na wat het die Here vir jou om jou gegee. Gaan stap in jou woonbuurt. Gaan stap in hierdie mooi wêreld. Gaan kyk, gaan beleef, gaan ruik, gaan geniet. Vind in die laaste, daarmee maak ek klaar. Ek lees 2 versies net in Openbaring, net om daarby aan te sluit. Die heel laaste dingetjies. Openbaring 22 vers 4. Toe ek hierdie verse kies, toe dink ek spesifiek aan Prediker wat sê die Here het vir ons 'n begrip van tyd gegee, maar ook van die onbepaalde tyd, van bepaalde tyd en onbepaalde tyd, van ewigheid met ander woorde. Die Here het ook vir ons 'n besef gegee dat daar kom 'n ewigheid ook. Ek lees Openbaring 22 vers 4. Hulle sal hom sien en hulle sal hulle naam op sy lippe neem. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God, van die lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom sien. Hulle sal hom sien en sy naam op hulle lippe en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense
het nie meer lig van die lamp nodig nie. Vriende, daar kom 'n dag wanneer ons by God gaan wees, maar voor dit sê Jesus ook, Openbaring 21 vers 5, toe sê hy, wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. God gaan alles nuut maak. God gaan ons nuut maak. Hier kom 'n hele klomp hierna. So vriende, die laaste ding van Sabbat, as jy Sabbat net in 4 goed opdeel, dis stop fisies, rus, gaan slaap as jy moet, ontspan, geniet, en die laaste een is, dink ook na. Dink na met 'n geloofsoog, dink terug, dink aan die hede, kyk of jy kan sien wat God mee besig is, maar dink ook oor die toekoms, want God sal alles nuut maak. God sal ons nuut maak. God sal terugkom. Ek wil afsluit met net 'n aanhaling waarmee Peter Scazzero hier in sy boek afsluit. Hy sê, there is a pervasive form of contemporary violence, activism and overwork. There is a pervasive, voortdurende vorm van geweld wat julle aangedoen word, en is aktivisme en oorwerk. The rush and pressures of modern life are a form, perhaps the most common form of its innate violence, to allow oneself to be carried away by a multitude of conflicting concerns, to surrender to too many demands, to commit oneself to too many projects, to want to help everyone in everything, is to succumb to violence. Die belangrikste waarde wat jy kan aanleer is grense. En grense beteken dat jy vir 'n klomp goed gaan sê nee. Ek weet wat ek moet doen in God. Ek weet wat my roeping is. Ek weet waartoe ek committed is. Vir die res mag ek nee sê. Ek weet wat ek moet doen by die kerk. Ek weet wat my deel is. Vir die res mag ek nee sê. Ons leef in 'n siekte tyd waar niemand meer bereid is om die dienswerk te doen nie. So moenie vir jou sê ek doen iets as jy niks doen nie. Dis nie wat ek sê nie. Ons het nou hoe lank gesukkel om 'n ouderling te kry vir blok A. Niemand is meer bereid nie. Een persoon het nou gesê ja na 5 jaar, 6 jaar. Ek kan nie onthou nie. Om die kinders het gesê solank hy op hierdie kerk is, was daar nog nooit ouderling in daai blokkie. Ons leef in 'n tyd waar hierdie siekte ook aan die gang is. Mense is nie meer bereid nie, maar hulle demand. Die ouderling moet my kom besoek, maar ek gaan nie self ouderling wees nie, nooit. Maar hulle moet. Daar's 'n siekte hier, daar's iets af. Maar aan die ander kant, as jy dan nou die ouderling is, beteken dit nie jy moet ja sê vir dit en dit en dit en dit en dit, want jy's nou die committed een nie. Nee. Jy moet jou roeping kry, jou plek afbaken. Grense, vriende, is die belangrikste ding in die lewe. Grense, limite, en om dit te respekteer. Amen. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend net vir 'n oomblik kan kom stop. Net vir 'n oomblik kan asemhaal en bewus raak, U is God. Laat U naam geheilig word. Here, gee asseblief dat dit in ons lewens ook sal begin gebeur. Kom bevry ons van die slawerny waarin ons verval, Here. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ons kry geleentheid om die Here te dien. Ons sing lied 292. Dis 'n lied oor die doop. So kom ons staan hartlik